Geliefdes, as jy die Bybel hier het, is jy welkom om saam met te blaai na Psalm 103. Psalm 103, ons gaan daar saam lees van vers 13 tot en met vers 18. Psalm 103, vers 13 tot 18. Maar voordat ons saam lees uit die woord van die Here, kom ons buig ons hoofde en bid ons saam. Here, U wat van ewigheid tot ewigheid is. U wat die Almagtige is, wat in U groot liefde en genade 'n verbond met U kinders aangaan. Nie omdat ons goed genoeg is nie omdat ons sonde onder beheer gekry het, of omdat ons iets reg gedoen het nie, maar dood eenvoudig omdat U genadig is. Van die begin af het U na ons U arm uitgestrek, U het ons by die hand gevat, en U het heel aan die begin al gesê, U sluit die verbond van geslag tot geslag. U stap die pad saam met die gelowige en hul kinders. En vanmôre sien ons dit weer, wanneer ons hier by mekaar is, as gemeente, by hierdie besonderse geleentheid waar 'n klein kindjie ook gedoop word. Waaraan daai kindjie ook beloftes gegee word. Eise gestel word. Ook sal die ouers daarop antwoord. En ons bid en vra dat U ook in hierdie taak ons sal bystaan. Nie net vir hierdie ouers nie, maar vir elkeen wat hier sit, wat 'n ouer of 'n grootouer is, dat ons sal ag gee op U woord en ons verantwoordelikheid ook teenoor ons kinders. Dat ons dit van geslag na geslag sal verkondig en vertel, sodat U koninkryk gebou kan word en U naam verheerlik kan word. Here, ons dankie vir elkeen wat hier is, familie en vriende wat dalk van ver gereis het, môre ook saam hier is om hierdie blye dag mee te maak. Ons bid en vra dat U hand van genade besonder oor hulle sal wees, ook daar waar hulle teruggaan na hulle huise. Maar gaan ook met ons as gemeente. Here, U ken ons elkeen, U het ons by die naam geroep, ons is U eie, en U ken ons worstelstryd, en U ken ons hartseer en ons vreugdes en blydskap. Here, ons bid en vra dat U ons ook elke dag sal bemoedig en sal krag gee vir die pad wat ons moet stap. Ons dink in besonder aan klein Zara, wat steeds in die hospitaal is. Ons bid en vra dat U vir haar en haar gesin sal behoed en bewaar, beterskap sal gee. Ons het gehoor van oom Kobus de Bruin wat geval het, sy rug ernstig seer gemaak het weer. Die stadium in die hospitaal is, vra dat besonder met hom en Tannie Alet sal wees, hulle geliefdes. Daar is ook ander wat dalk siek is, waarvan ons nie bewus is nie. Ons vra dat U ook daar met elkeen van ons sal wees. Here, ons het in verwagting gekom na U huis om U woord te hoor. Wanneer ons dan hier by Psalm 103 oopslaan, bid en vra ons dat U dit nou vir ons rustig sal maak in ons gemoed, dat U vir ons geopende ore en ontvanklike harte sal gee, dat ons ook sal hoor wat U vanmôre vir ons wil sê. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ek lees vir ons saam Psalm 103, daar vanaf vers 13. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Want hy weet watter maaksels ons is, gedagtig dat ons stof is. Die mens, soos die gras is hy daar, soos 'n blom van die veld, so bloei hy. As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie, en sy plek ken hom nie meer nie. Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid, oor die wat hom vrees, en sy geregtigheid vir kindskinders, vir die wat sy verbond hou, en aan sy bevele dink, om die te doen. Net tot sover uit die woord van die Here. Salig is ons as die woord van die Here hoor, en dit ook in ons harte bewaar. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ek dink
Seker alle paas en maas het dit al gedoen. Dat jou kindertjies klein was, dan het jy op 'n stadium vir alles hulle maar bietjie kroeserig en siekerig is, dan gaan jy daar in die kamer in en dan gaan kyk jy net, is hulle daarom okay? En dan trek jy maar die konversie toe tot jy by die skouertjies is al opgeskop het. En vir 'n oomblik staan jy en kyk vir daai ou klein lyfie. En jy vryf dalk die ou haartjies en daai ou klein ou vetvingertjies, hulle het sulke pofvingertjies, maar daai ou handjie dan vir 'n oomblik as jy daar staan en kyk na hierdie klein lyfietjie, dan besef jy twee dinge. Aan die een kant hoe lief jy daai kind het, en aan die ander kant besef jy hoe min beheer jy eintlik oor die lewens het. Jy wil jou kind beskerm. Jy wil graag ver vooruit kan sien en die gevare raak sien. Jy wil vooruit loop en die pad vir hulle gelyk maak. Jy wil hulle weghou van die boelies en die mense wat hulle seer maak. Jy wil keer dat hulle nie seer kry nie. Maar geen pa en ma kan dit doen nie. Jy kan baie doen. Jy kan hulle lief hê en jy kan hulle versorg en jy kan vir hulle bid. En as hulle siek is, kan jy hulle dokter toe neem en jy kan jou bes probeer met goeie besluite. Maar jy kan nie alles voorsien nie. Jy kan nie al die trane van hulle weghou nie. Jy kan nie jou kind se lewe in jou hande hou nie. En daarom is die doop van 'n kindjie so 'n besonderse geleentheid. Want JP en Monique gaan nie vanmôre hier kom staan en sê, weet jy wat, ons as ouers het alles onder beheer nie. Hulle kom bely eintlik hier is 'n kindjie wat die Here vir ons in ons sorg gegee het, maar ons het die Here nodig. Ons kan dit nie alleen doen nie. En dit geld nie net vir JP en Monique nie. Elke ouer het die Here nodig en elke kind het die Here nodig, want ons is broos. Ons weet nie wat gaan gebeur nie. Ons het nie beheer oor die lewe nie. Ons weet nie altyd wat om te doen nie. Maar dan kom Psalm 103 en sê vir ons, daar is 'n God wat weet. Dawid sê in vers 14, hy weet watter maaksels ons is, gedagtig dat ons stof is. Die Here ken ons kinders beter as wat ons hulle ooit sal ken. Hy kan die pad vooruit sien wat ons as ouers so graag wil sien. Hy sien dit al lankal. Hy weet wat is die vreugdes wat voor lê. Hy weet wat is die hartseer wat voor lê. En Dawid sê nie net dat die Here weet nie, maar hy sê ook dat die Here hom oor ons ontferm. Vers 13. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Die troos van hierdie gedeelte is dat die lewe is nie dat die lewe net altyd maklik is nie. Dis nie wat die Psalm vir ons kom sê toe maar die Here gaan alles van jou wegvat wat swaar is nie. Dis nie sy troos nie. Die troos is dat die Here ons broosheid ken. Hy weet wie ons is. En hy ontferm hom oor sy kinders. En dis waaroor hierdie gedeelte gaan. Nou ons gaan vanmôre so 'n bietjie daarby stil staan en ek wil graag 3 dinge vir julle die teks uitwys. Die eerste is dat die Here ken sy kinders se broosheid. Tweedens gaan ons sien dat die Here ontferm hom oor sy kinders. En dan derdens dat die Here se verbondstrou duur van geslag tot geslag. Kom ons kyk dan. In eerste plek, die Here ken sy kinders se broosheid. Dis vers 14. Daar staan, want hy weet watter maaksels ons is, gedagtig dat ons stof is. Let op hoe persoonlik Dawid dit stel. Hy, die Here weet. Die Here ken. Die Here raai nie, jy daar sit en wonder hoe is ons aan mekaar gesit of wat gaan met ons aan nie. Hy sit nie daar ver en dink, wat gaan daar met die mense aan? Hoekom sukkel hulle so? Hoekom kry hulle so swaar? Hoekom gaan hulle deur hierdie dinge nie? Hy weet presies wat aangaan. Hy weet presies wat hy het ons gemaak. Die woordjie wat hier gebruik word, die woord maaksel, herinner ons in Genesis 2, onthou jy toe Adam en Eva geskaap is uit die stof, dieselfde gedagte, dieselfde woordjie wat gebruik word, ons is sy maaksels, hy het ons gevorm. Jy is nie toevallig hier nie. Jy kom nie van een of ander Big Bang af, en toevallig het jou ma en pa by mekaar uitgekom, en toevallig was jy nou hier nie. Nee, God het jou gevorm, en daarom ken hy ons beter as wat ons onsself ken. Hy ken jou liggaam, hy ken jou gedagtes, hy ken ook daai plekke waar jy sterk voorkom, maar nie eintlik is nie. Eintlik is jy baie broos. Dawid sê juist dat die Here is gedagtig dat ons stof is.
Dit beteken nie dat die Here na ons kyk as minderwaardigheid of as waardeloos nie. Beteken, hy ken ons beperkinge. Stof is nie sterk nie. Stof kan nie op sy eie staan nie. Stof is afhanklik van die hand wat dit vorm. En dis wat ons is. Ons is mense wat elke dag in die afhanklikheid van die Here leef. En ons vergeet dit maklik, want ons is besig. Ons dink, ons is in beheer. Ons maak planne en ons vul ons dagboeke en ons neem voorsorg en ons neem versekering uit. Ons gaan dokter toe wanneer ons siek is. Ons dink ons is in beheer. En alles is goed en mooi en reg. Ons kan dit doen. Maar dan kom daar 'n dag waar jy dalk langs 'n siek kind se bed sit. Daar kom 'n oomblik wanneer jy vir die dokter moet wag om te hoor wat gaan volgende gebeur. Of jou kind huil en jy weet nie om die seer van hom weg te neem nie. En dan moet jy besef, ek is nie in beheer nie. Ek kan dit nie beheer nie. Ek kan lief wees en ek kan vashou en ek kan probeer en ek kan bid, maar ek kan nie alles regmaak nie. Ek bly net 'n mens. Ek bly stof. En daarom sê Dawid in vers 15 en 16, die mens soos die gras is sy dae, soos 'n blom van die veld, so bloei hy. As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie, en sy plek ken hom nie meer. Ons ken iets daarvan in die Laagveld. As dit reën is dit mooi groen vinnig, maar as die droogte kom en daai warm hitte begin, daai winde begin waai, kort voor lank is die blom weg. En Dawid sê dis hoe die lewe is. Ons is broos. En hy probeer ons nie moedeloos maak nie. Hy wil net hê ons moet net eerlik oor onsself dink. Die mens is nie almagtig nie. Ouers is nie almagtig. Jy kan jou kind baie lief hê en steeds nie alles doen vir jou kind nie. Jy kan probeer om die moeilike dae te voorkom, maar jy gaan dit nie reg kry nie. Jy kan probeer om al die trane te weg te hou, maar jy gaan dit nie reg kry nie. Jy kan nie altyd die seer op jouself neem nie. Dis mos wat ons ouers baie graag doen en sê dit baie vir mekaar. Man, ek wens eerder dat ek siek was as my kind siek was. Ek sal 10 keer eerder laat dit na my toe kom. Ek wil net nie hê my kind moet swaar kry. Maar dikwels sal jy maar net langs jou kind moet sit en daardie handjie maar moet vashou en bid. Want jy kan dit nie van hom of haar wegneem. Maar geliefdes, die troos van hierdie teks is nie dat ons stof is nie. Die troos is dat die Here dit weet. Dis die troos. Hy vergeet nie dat ons broos is nie. Hy verwag nie van stof om staal te wees nie. Hy weet wanneer ons bang is. Selfs al sê ons vir mense, nee, dit gaan baie goed, dankie. Hy weet waaroor jy in die aande wakker lê. Hy ken die pad wat voor lê, lank nog voor jy dit gesien het. En dis ook die troos van die doop. Ons bring nie vandag 'n kind na die doopvond omdat hierdie kindjie alles weet en alles kan doen op haar eie nie. Die ouers kom ook nie hier staan en sê, ons is sterk genoeg om alles te hanteer nie. Die doop herinner ons juist daaraan, hierdie kind is broos. En hierdie ouers is broos. Maar hier is 'n God wat weet. Dis wat hy sê. Hy ken vir Jean-Marie beter as wat JP en Monique haar ooit sal ken. Hy ken elke dag wat nog vir haar voorlê. En daarom hoef ouers nie vir hulle kinders 'n tipe van 'n God te wees wat alles doen nie. Ons moet vir hulle lief wees, ons moet hulle versorg, ons moet hulle na die Here toe lei. Maar ons hoef nie alles te weet nie. Ons gaan ook nie alles kan beheer nie. Ons hoef ook nie altyd sterk genoeg te wees om alles te dra nie. Maar ons weet dat die Here weet. Die Here weet. En wanneer hy ons broosheid sien, draai hy nie sy gesig van ons af weg nie, maar lees ons, hy ontferm hom oor ons. En dit bring ons dan juist by die tweede punt, die Here ontferm hom. Vers 13, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. En daar's 'n groot verskil tussen hoe 'n vreemdeling na 'n kind kyk en hoe jy as ouer na jou kind kyk. As jy nou dink byvoorbeeld aan 'n speelgrond situasie, al die kindertjies wat nou rondhardloop en speel, en 'n kind val, dan sal 'n vreemdeling sien, ja, daar's 'n kind wat huil, en sal dalk vir 'n oomblik kyk, wat gaan aan, en dan stap hy verder. Vir hom is dit maar net nog 'n kind wat val en huil. Maar vir 'n pa is dit anders. Vir 'n ma, jy hoor daai stem, jy ken jou kind se stem. Jy weet al hoe klink jou kind se stem as hulle huil. Ag, ons weet ook al partykeer, dis maar 'n bietjie aansitterigheid. Party van hulle gaan maar vir 'n Oscar wen as jy nou
Daar's nog nie eens 'n skraapie, daar's nie eens bloed nie, maar 'n skreeu bloumoord. Ons ken dit ook. Maar ons weet ook wanneer daar regtig seer is. En omdat dit jou kind is, stap jy nie net verby nie. As dit jou kind is en jy sien daar seer, dan hardloop jy en jy buig af en jy tel op en jy soen die ou skraapie en jy troos hier teen die bors. Want dit is my kind. 'n Vreemdeling sien die swakheid. 'n Ouer sien sy kind in die swakheid. En dis die beeld wat Dawid hier gebruik. Die Here kyk nie koud en afsydig na ons broosheid van ons en ons kinders nie. Die Here is nie soos 'n vreemdeling wat net sê, nou ja, daar het iemand nou seer gekry en dan stap hy nou maar verder nie. Nee, hy ken ons. Ons is sy eie. En daarom buig hy hom na ons toe neer. Nou ons moet dan ook hoor wat die teks sê. Dawid sê nie dat almal sonder onderskeid God se vaderlike ontferming ontvang nie. Daar staan duidelik, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Nou om die Here te vrees beteken nou nie om bang te wees soos wat 'n slaaf vir 'n wrede meester is nie. Dit beteken om hom te erken vir wie hy is, voor hom te buig, en hom te vertrou, en sy woord ernstig op te neem. Die Here se ontferming beteken dis nie dat God nou net vir hom sê, ag toe maar, die sonde maak nou nie saak nie. Beteken nie God sê, hy sien nou maar net alles oor en jy kan nou maar leef soos jy wil nie. Nee, hy is 'n heilige Vader, daar moet respek en daar moet eerbied wees. En dis belangrik ook wanneer ons daaroor gesels by die doop. Want die doop beteken ook nie dat God maar net sê, hy's nou hierdie tipe liewe Jesus figuur en jy kan nou maar leef soos jy wil en maak soos jy wil nie. Die water van die doop herinner ons juist dat daar sonde is wat afgewas moet word. Ons kinders het reiniging nodig. Ons het vergifnis nodig. Ons het 'n nuwe hart nodig. En die water self kan dit nie doen nie. Dis net die bloed van ons Here Jesus Christus wat dit kan doen. En dis juist hier waar ons die ontferming van God sien. Dat God nie daar van ver af kyk en sê, ag ja, die arme mense, kom ons probeer maar iets doen nie. Nee, hy stuur sy seun juist hier na toe, om hier tussen ons te kom leef, om self te beleef. Hy weet wat dit is om honger te wees, om wat moeg te wees, om uitgeput te wees. Hy het self beleef hier. Maar hy het ook iets gedra wat geen aardse vader of moeder ooit kan dra nie. En dit is die straf vir ons sondes. Aan die kruis is die seun behandel soos 'n verbondsverbreker, sodat ons klomp wat verbondsverbrekers is, uiteindelik genade kan ontvang. En daarin sien ons die ontferming van God. Hy buig nou ons af in ons swakheid. En hy help ons. Hy red ons. En daarom is die doop in die eerste plek nie 'n teken van ons liefde vir God nie. Dit is 'n teken en seël van God se genade beloftes in Christus aan almal wat hulle self nie kan red nie. Dit verkondig dat daar reiniging in Christus is, dat daar vergifnis by die Here is en dat daar aanneming tot kinders is. Want die Here ontferm oor sy kinders. Hy los ons nie net in ons ellende. En dan die laaste ding wat ons hier sien is dat die Here se verbondstrou duur van geslag tot geslag. Vers 17 begin met die woorde maar. Hy sê die mense soos gras, blom is daar vir 'n kort tydjie, as die wind daaroor waai, dan is dit nie meer nie. Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid. En dis nou die groot teenstelling in hierdie gedeelte. Ons lewe is kort, ons krag kom en gaan nie altyd daar kan wees nie, maar die Here bly getrou. Daar kom 'n dag wanneer pa en ma daai kind se hand moet los. Gaan nie vir altyd kan vashou. As hulle klein is, dan hou ons hulle vas, ons dra hulle oral rond. As hulle 'n bietjie groter is, dan hou ons die handjie vas en stap saam met hulle. Maar op 'n stadium dan moet ons die hand laat los. Dis deel van ouerskap. Jy gaan op 'n stadium daai kind se hand moet los. Ons kan nie vir altyd hulle dra nie. Maar die Here se trou eindig nie wanneer ons sy hand los nie. Die Here se trou bly van ewigheid tot ewigheid, sê Dawid. Sy goedertierenheid is van ewigheid tot ewigheid. En die woord goedertierenheid wys vir ons op die Here se vaste verbondsliefde. Dis nie 'n liefde wat vandag hier is en môre weg is nie. Dis 'n liefde wat vir altyd daar is. Hy beloof en hy hou daarby. En dan sê Dawid, en sy geregtigheid is vir kindskinders. Die Here werk deur die geslagte. Hy het vir Abraham gesê, ek het my verbond sluit ek met jou en jou nageslag na jou.
Op Pinksterdag sê Petrus, want die beloftes kom toe aan julle en julle kinders. En dis waarom ons die kinders van gelowiges doop. Nie omdat dit beteken jy is nou outomaties gered nie. Die doop wys nie daarop dat jy nou 'n wedergebore kind van die Here is nie, maar omdat God sy verbondsbeloftes ook aan die kinders beloof, word ook die kinders die verbondsteken gegee. By die doop sê die Here nie, hierdie kind het nie 'n verlosser nodig nie. Inteendeel, die water sê juis, hierdie kind moet gereinig word. Maar hier is ook 'n verlosser wat die reiniging kan doen. Hierdie kind kan nie hom of haarself red nie, maar hier is 'n God wat deur Christus kinders en groot mense red. En dis die belofte. Maar dis nie net 'n belofte wat gegee word nie, daar is ook 'n roeping. Vers 18 sê, vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink om die te doen. En dit beteken nou nie dat jy God se genade kan verdien deur jou werke nie. Dit beteken nie, ek kan nou net hard genoeg werk en dan kry ek God se genade nie. God se genade kom eerste. Sy beloftes is klaar gegee. Maar die wat sy beloftes hoor, word geroep om in die geloof en gehoorsaamheid te antwoord. En daarom moet ons die doop ook reg verstaan. Die doop is in die eerste plek nie my getuienis dat ek God gekies het nie. Dis nie wat die doop is nie. Dis God se teken en seël van wat hy in Christus vir ons beloof. Dis iets wat die Here vir ons gee. En daarom behoort iemand wat alreeds gedoop is in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees nie weer gedoop te word. Ek weet dit is iets wat ons deesdae al hoe meer sien, selfs binne ons gereformeerde kringe. Ek weet, ek het 'n vriend wat uit die NG Kerk uitkom wat my so 'n paar jaar terug genooi het na sy doop toe. Sê ek, maar as jy dan nie gedoop, ek is gedog jy is dan gedoop as kind. Hy sê ja, ek is gedoop, maar ons gaan nou weer doop, maar nou gaan ek as 'n getuienis, hulle noem dit 'n getuienisdoop. En ek gaan my dit is my getuienis. Maar in die gereformeerde leer werk dit eintlik so dat ons sê, jou doop is jou doop. En as jy dan later tot geloof kom, dan doen jy wat ons noem die openbare belydenis van geloof. Dis wanneer ons hier kom staan en ons sê, ja, ek glo. Met ander woorde, die doop is God se teken en seël van sy beloftes aan ons. En die geloofsbelydenis is dan my antwoord op daardie doop. En daarom bely ons saam met Efesiërs 4 vers 5, daar is een Here, een geloof en een doop. Ons doop nie oor en oor en oor. Die sekerheid van jou doop is nie daarin dat hoe oud ek was, of hoeveel ek verstaan het, of hoe sterk my geloof was toe ek gedoop is nie. Dis nie waarop dit rus nie. Dit rus op God se instelling en sy betroubare beloftes. Dis waarom ek vas. En daarom rus ons hoop nie op die ouers of die kinders, maar op God se verbondstrou. Ons hoop rus in Jesus Christus, wat ons losgekoop het. So geliefdes, wanneer pa en ma daardie kindjie van hulle so staan bekyk, en hulle wonder wat lê voor vir hulle wens, hulle kan al die seer wegvat, en hulle wens hulle kan die pad gelyk maak, en elke traan voorkom. Sê vir hulle kan nie, geen ouer kan nie. In Psalm 103 beloof ook nie dat dit maklik gaan wees nie. Psalm 103 kom nie en sê vir ons, ja, dit gaan maklik wees en daar gaan die probleme wees, en daar sal altyd wees. Daar's pyn en vrees en onsekerheid in hierdie lewe, dis so. Maar dit gee vir ons 'n groter troos. Hy kom wys vir ons na die een wat die pad ken. Hy kom wys vir ons na die een wat jou en jou kinders ken. Hy weet ons is stof. Hy weet ons is broos. En daarom ontferm hy hom oor ons. Hy is nie soos die vreemdeling wat net verbyloop as die kind skree nie. Hy is die pa wat die huis kom. En ons optel, en ons dra, en ons troos, en ons help. Amen. Ek gaan dan oor na die formulier vir die bediening van die heilige doop aan die kinders van gelowiges. Geliefdes in die Here, vir die bediening van die doop moet ons die volgende weet en ook van harte daarop vertrou. Ons bedien die doop omdat God 'n genadeverbond met die gelowige mens gesluit het. Hy het reeds vir Abraham gesê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in die geslagte as 'n ewige verbond vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. In die Ou Testament was die besnydenis en die pasgatekens dat die verbond geldig is. In die Nuwe Testament het Christus Jesus die verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop in die plek van die besnydenis en die nagmaal
plek van die Pasga ingestel. Ons Here Jesus het in Matteus 28 vers 19 sy disippels beveel om te doop. Gaan dan heen, maak disippels van die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Elke verbond het twee kante. Aan die een kant het God om verbind om ons God te wees, ons te seën. Aan die ander kant moet ons hom in die krag van die Gees uit dankbaarheid en in gehoorsaamheid van harte lief hê, vertrou en dien. Die doop in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees is ook ryk in betekenis. Deur die doop in die naam van God die Vader verseker hy aan ons dat hy as Vader ons in die genadeverbond insluit en tot sy kinders aanneem. Verder leer die Bybel dat ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore word. Ons kan die koninkryk van God alleen beerwe indien ons weergebore word. Deur die doop in die naam van God die Seun word ons aan Jesus Christus as die Seun van God verbind. Sy bloed was al ons sondes af. Die doop is 'n teken en seël van die beloftes van hierdie afwassing. Die doop verkondig dat ons ou sondige mens saam met Christus aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons deur sy opstanding weer lewend gemaak is, sodat ons vir die sonde dood is en vir God in Christus lewe. Die doop is 'n teken van ons inlywing as lidmate in die kerk van Christus, waar ons as lewende lidmate leef. Deur die doop in die naam van God die Heilige Gees gee God aan ons 'n dubbele versekering. Hy woon deur sy Gees in ons en hy regeer en vernuwe ons lewens daagliks. Die kinders van gelowiges moet gedoop word. Die Here God sluit tog die kind van die gelowige ouer van die begin af in die genadeverbond in. In die Nuwe Testament is hele gesinne gedoop toe die ouers tot geloof gekom het. Die kinders verstaan wel nog nie die doop nie, maar die betekenis daarvan geld ook vir hulle. Trouwens, dit beklemtoon juist dat God die verlossing uit genade aan hulle beloof. Die doop plaas die ouers onder 'n besondere verpligting teenoor die verbondskinders, om hulle kinders te onderrig aangaande die betekenis en eise van die genadeverbond, om vir hulle 'n voorbeeld te stel in die uitlewing daarvan en om hulle op te roep om die beloftes van God hulle eie te maak. Ek gaan vra dat JP en Monique asseblief gou na vore toe kom. Voordat ek vir julle gaan die vraag, die doopbelofte stel, vra ek dat die gemeente kan net so bly sit, dan sluit ons die oë en bid ons weer saam. Almagtige God en Hemelvader, Here, ons dankie dat U ook hierdie ouers gelei het om vanmôre klein Jean-Marie te bring, gedoop te word. Ons hoor ook dat dit eens groot stuk genade uit U hand is. Dit is nie verlossing nie, dit is nie wedergeboorte nie, maar dit is U beloftes aan gelowiges van geslag tot geslag, dat daar verlossing in Christus is. En mag hierdie ouers dan ook, as hulle hierdie beloftes maak vanmôre, dit ook ter harte neem, en hulle kinders dit inskerp, en hulle dit leer. Verbondsbeloftes en verbondseise wat U ook aan ons stel. Wil U dan hulle ook seën, wanneer ons hier rondom die doop staan. Ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Geliefdes, die doop is 'n goddelike instelling. Die Here waarborg daardeur sy verbond van genade vir ons en ons kinders, om aan te dui dat U die doop vir die doel en nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie, moet U nou eerlik en opreg die volgende vrae antwoord. Bely U dat hoewel ons en ons kinders as sondaars gebore word en daarom onder die oordeel van God staan, ons saam met ons kinders nogtans in Christus deel het aan die verbond, en verklaar U dat ons kinders daarom as verbondskinders van die kerk gedoop moet word. Bely U dat die leer van die Bybel in die Ou en die Nuwe Testament so saamgevat in ons kerk se belydenisskrifte die ware en volkomme leer van die saligheid is, en beloof U as ouers die kind in die leer aan die beste van U vermoë self te onderrig en te laat onderrig. Wat is die hoorbare antwoord?